Dis dan vir my weer eens vanoggend ook 'n wonderlike voorreg om al ons kykers en luisteraars wat wêreldwyd inskakel by hierdie opname te verwelkom. Ons bid dat die stem van die Here dan vir julle ook vanoggend net so helder en duidelik sal wees, soos ek glo hy met elkeen van ons hier dan ook sal praat. Kom ons sit net so en dan raak ons stil. Here, ons kan bloot vanoggend in ons gebede net aansluit by die skrifgedeeltes wat ons reeds gehoor het en die liedere wat ons saam gesing het. Dat U almagtig is, dat U heilig is, dat U die God van liefde is, die bron van alles wat goed en mooi en reg is. En ons erken dit dalk nie, ons bely dit dalk nie genoeg nie, ons sê dit nie dalk genoeg vir U nie en vir mekaar nie, maar Here, dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om onsself kinders van U te kan noem. Om in hierdie spesiale verhouding met U te kan staan. Wetend waardeur U gegaan het vir ons. Wat U bereid was en geoffer het in ons plek. Here, ons gebed is dat U vanoggend met ons sal kom praat vanuit U woord. Maak dit kalm en rustig in ons gedagtes, in ons hart, in ons emosies en in ons gemoed. Mag U, Here, die enigste stem wees wat ons vervolgens gaan hoor. Ons loof U en ons prys U al die dae wat ons leef. Amen. Vanoggend se gedeelte kom uit Johannes hoofstuk 20. En alhoewel die klimaks gedeelte voorkom in verse 24 tot 29, gaan ek vir ons reeds begin lees vanaf vers 19. Die opskrif meld daar in Johannes 20, Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later, sê die volgende gedeelte, was Jesus se disippels weer bymekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Vers 30. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God,
en sodat julle deur te glo in sy naam die ewige lewe kan hê. Net tot sover ons kragtige gedeelte dan ook vanoggend. Nou vriende, soos wat u weet, en ek het se noem, laasweek het ons gefokus op die twee disippels wat kop onderste bo besig was om weg te stap vanaf Jerusalem, en toe daardie onverwagse ontmoetingservaring met die opgestane Jesus Christus. Vanoggend kyk ons na die ontmoetingsgebeurtenis wat daar nie net een keer tussen Jesus en sy disippels was nie, maar vanuit die konteks van Johannes ten minste 2 keer geskied het. En tydens die tweede keer, lees ons, was die fokus spesifiek op Thomas gewees, wat die eerste geleentheid gemis het. Nou as 'n mens hierdie 2 gedeeltes so lees in die Bybel, kan 'n mens nie anders as om inleidend vir jouself af te vra, maar waarom het die apostels en die skrywers vir ons hierdie gedeeltes in die Bybel neergepen nie? Wat is hulle doel? Waarom is hulle in die Bybel teenwoordig? Waarom wil hulle hê, moet ek en jy tot in die jaar 2026 hierdie gedeeltes in die evangelie lees? En ons moet onthou, hierdie is nie maar net bloot stories of bloot verhale nie. Hierdie is getuienisse. Hierdie is elkeen beëdigde verklaringe wat mense waarlik getuig, dit wat hulle met hulle eie oë beleef het. Hoekom wil hulle hê moet ons dit weet? Hoekom wil die Here hê moet ons hierdie gedeeltes hoor? Nou Johannes, interessant, gee vir ons 'n antwoord op hierdie vraag. Wanneer hy begin om sy evangelie af te sluit, sê hy die volgende, en ons het dit sopas saam gelees in verse 30 en 31. Hy sê, Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Met ander woorde, hy moes talle kere aan hulle verskyn het. En hy moes, terwyl hy so in hulle midde was, moes hy talle wonderwerke en tekens verrig het. Baie meer as wat hier in die evangelies vir ons aangedui word. Maar hoor wat sê na dit vervolgens. Maar hierdie wondertekens, en dit verwys na die paar wat wel hier in die evangelies teenwoordig is. Hy sê, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam ook die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, dis nie maar net bloot per toeval, vriende, dat hierdie beëdigde verklaringe, hierdie getuienisse aan die einde van die evangelies ingevoeg is nie. Dis nie maar net om nog die evangelie net so bietjie meer bladsye te gee, dat hy tog net 'n bietjie 'n dikker boek is nie. Nee. God het dit as prins so behaag, en Johannes het dit as prins so behaag, want hy wil hê dat dieselfde reaksie wat die eerste ontvangers en ooggetuies beleef het, dit is Johannes en al die ander skrywers van die evangelies se behoefte dat ek en jy, selfs tot in vandag se tyd, dieselfde lewensveranderende reaksie sal ervaar. Dis onder andere hoekom Johannes sê hy ook 'n 4de evangelie geskryf het, want onthou, Matteus, Markus en Lukas was reeds daar. Toe gaan Johannes en hy skryf 'n 4de evangelie. Hoekom het hy dit gedoen? Hy sê dit baie mooi in sy boek, sodat niemand verder kan twyfel in Christus nie. Daar moet onder geen persoon meer enige vorm van twyfel wees, of Christus werklik bestaan, en of hy werklik die Messias is, en of hy werklik die ware seun van God is nie. Daarom skryf ek 'n 4de evangelie, om hierdie uiterste punt by julle duidelik tuis te bring. In hierdie 3 verse, of 2 verse wat ons sopas saam gelees het, lig hy 3 aspekte uit waarom hy sê dit van kardinale belang is, waarom hierdie beëdigde verklaringe aan ons deurgegee word. Hy sê eerstens, aan die hand van vers 30 en 31, sê hy eerstens, sodat ons ook kan glo dat Jesus waarlik die Christus is. Dis die eerste rede.
En daarmee bedoel hy dat ons dit moet insien dat Jesus waarlik die beloofde Messias is. In die Ou Testament was daar herhaaldelik geprofeteer en beloftes deurgegee dat daar eendag 'n verlosser sal kom. Johannes wil dit baie duidelik maak dat hierdie verlosser, hierdie Messias, is vervul in en deur die persoon van Jesus Christus. Daarmee saam sê hy tweedens, hierdie beëdigde verklaringe word aan ons deurgegee sodat ons ook kan glo dat hy waarlik die seun van God is. Met ander woorde, ek en jy moet vandag hier kan uitstap en weet dat Jesus waarlik die seun van God is. Dat hy een is met die Vader. En dit is interessant. Johannes sluit nie net sy evangelie so af nie, hy begin ook sy evangelie daarmee. Vers 1 is 'n geloofsbelijdenis aangaande die identiteit en die wese van Christus. Hy sê aan die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was en is self God. Met ander woorde, die Vader en Jesus is een. Dit is sy inleidende woorde, dis waarmee hy sy evangelie afskop en dis ook die einste beeld waarmee hy sy evangelie afsluit. Dat al vergeet ons alles wat tussenin gesê word, dat daai punt by ons sal vassteek. Jesus is waarlik God. Hy's waarlik een met die Vader. En derdens, waarom gee hy die beëdigde verklaringe deur? Sodat ek en jy deur die geloof in sy naam ook die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, vriende, dis nie net Johannes sy gebed en sy hoop en sy wens nie, maar ek glo ook elkeen van die ander skrywers van die Bybel se hoop en sy wens, dat wanneer ons die woord van die Here deurlees, dat dit nie bloot net by kopkennis sal bly nie. Dit moet nie maar net iets wees wat ons nou en dan hier in ons gedagtes herroep nie. Nee, dit moet versprei na ons hart, na ons gewete. Dit moet ons verander, dit moet van ons nuwe mense maak, nuwe mense met 'n nuwe hoop, met 'n nuwe identiteit, met 'n wete dat ons nou 'n nuwe lewenspaadjie gaan begin loop, dat ons 'n nuwe adres het wat vir ons wag, 'n adres waar ek en jy eendag saam met Christus tot in alle ewigheid in die Vader se teenwoordigheid sal verkeer. Dit is die tipe verandering, die impak wat hierdie beëdigde verklaringe op my en jou moet tuisbring. Ons moet dit nie maar net lees en ag, dis mooi en is goed, en dit moet werklik hier binne 'n verandering bring, transformasie laat ondergaan. En kom ons kyk na vandag se gedeelte. Ons lees dat tydens Jesus se eerste verskyning aan die groep was Thomas nie teenwoordig gewees nie. Nou die Bybel sê nie vir ons waar was hy. Die Bybel gee nie vir ons 'n spesifieke rede hoekom hy afwesig was nie. Maar geleerdes het die volgende opsies as moontlikhede gegee vir sy afwesigheid met daai eerste geleentheid. Sommige beweer dit was dalk weens Thomas se persoonlike temperament. Jy sien, Thomas word beskou as 'n diep denker met ook 'n tikkie pessimisme. Geleerdes is van mening dat Thomas na die Vrydag gebeure so verpletter was, so gebroke was, dat hy weens hierdie hartseer het hy homself onttrek van alles en almal. Waar die ander disippels gevoel het, hulle wil eerder by mekaar wees en mekaar troos deur hierdie moeilike tyd, is die moontlikheid daar dat Thomas eerder gevoel het, hy gaan eerder eensaamheid gaan soek. Hy wil eerder op sy eie wees, hy wil eerder alleen wees en op so 'n wyse die rou en die seer en die trauma probeer deurwerk en verwerk. Dis 'n moontlikheid. Ander beweer dat Thomas was dalk tydens Jesus se eerste verskyning afwesig gewees, omdat hy dalk die enigste persoon van die groep was,
wat bereid was om die strate in te gaan. Want onthou, hulle het weggekruip in vrees. Hulle was bang dat dieselfde owerhede wat sopas hulle leermeester gevang het en gekruisig het, dat daai einste owerhede nou sou kom en hulle almal ook sou gevange neem en sou vervolg. So hulle het weggekruip in vrees. Maar daar word beweer dat dalk was Thomas die enigste een wat braaf genoeg was om die strate in te gaan. En dat hy die een was wat nou maar die kos gaan koop het vir die groep. En dalk boodskappe geneem het na hulle families toe om te sê ons is nog okay en alles gaan goed met ons en moenie bekommerd wees nie. Wie weet? Derdens, en met hierdie punt stem ek definitief saam, verskeie kerkvaders meen dat hierdie afwesigheid van Thomas was nie maar net per toeval nie. God het dit spesifiek so vooraf beskik. Hy het dit so vooraf behaag dat Thomas nie daar moes wees nie. Want deur hierdie aanvanklike afwesigheid en die daaropvolgende twyfel wat sou kom, sou dit op die ou ende bydra om 'n belangrike boodskap by my en jou in vandag se dae te kan tuisbring, naamlik die feit dat ons kan glo al was ons nie fisies daar en kon ons dit nie met ons eie oë sien wat die ander disippels beleef het nie. Die Here het dit aspres so laat gebeur om vir my en vir jou in vandag se dae die hoop te kan gee ek en jy kan glo al sien ons nie self nie. En hy maak spesifiek van 'n persoon gebruik om daai boodskap by ons tuis te bring. 'n Praktiese voorbeeld, 'n praktiese gebeurtenis. Hoe dit ook al sê, Johannes die skrywer het Thomas se afwesigheid doelbewus beklemtoon om die belangrike punt by ons tuis te bring, naamlik sy aanvanklike afwesigheid skep die geleentheid vir die latere oortuigende bewys van sy opstanding en dit wys vir ons, dit maak nie saak hoe skeptiese persoon kan wees nie. Enige persoon kan in en met behulp van die evangelie oortuig word. Geen skeptikus is te groot dat hy of sy nie oortuig kan word deur die woord van die Here nie. Nou wat nogal interessant is, vriende, is die reaksie wat Thomas toon wanneer die mededisippels, wanneer sy vriende vir hom vertel wat gebeur het. Hy was nou nie teenwoordig gewees nie, hy was elders anders, maar toe hulle weer by mekaar kom, het die ander disippels vir hom gesê, hulle het vir hom vertel wat gebeur het. En dan sê hy die interessante woorde in vers 25. Hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek eenvoudig nie glo nie. Dis sy reaksie. En ek weet nie van julle nie, maar dis 'n baie interessante en 'n baie snaakse en baie onverwagse reaksie van hom. Maar kom ons sien dit in ons verbeelding. Hoe dit hier voor ons afspeel. Dis nie maar net bloot een of twee persone wat na Thomas toe kom met hierdie wonderlike nuus nie. Almal van hulle, ten minste die ander 10 disippels, plus seker nog ander persone wat teenwoordig was van die vroue ensovoorts, het seker almal te gelyke tyd op hom toegesak. Almal met dieselfde vrolikheid, almal met hierdie nuus wat hulle nie kan teruggaan nie, wat hulle net moet deel. En dit is nie vreemdelinge vir hom nie, dit is sy vriende, dit is sy familie, dit is mense met wie hy ten minste vir die afgelope 3 jaar deur dik en dun gedien en bedien het. En hulle kom na hom toe met hierdie nuus. En nou sê hy vir hulle, as ek dit nie self sien nie, gaan ek nie glo nie. Hoe moet 'n mens hierdie woorde, hierdie reaksie van hom interpreteer? Hy is sekerlik nie hier besig om hulle te beskuldig dat hulle besig is om vir hom te jok nie, of hoe? Ons kan sekerlik nie sê dat hy hier hulle beskuldig dat hulle besig is om hom in te doen en vir hom 'n poets te bak en 'n grap te vertel nie. So hoe moet 'n mens hierdie reaksie van hom verstaan?
Ek dink vers 25 gee vir ons hier 'n baie mooi antwoord. Hy sê, ek moet self eers die spykermerke in sy hande sien en my vinger in daardie merke steek. Met ander woorde, ek dink hy sê vir hulle hierso, ek hoor julle. Julle het iets gesien. Wat julle gesien het, weet ek nie. Dalk was dit 'n spook, dalk was dit 'n gees. Dalk was dit 'n visioen. Of wie weet, dalk het julle die waarheid gesien. Maar dan sê hy, maar. Ek was Vrydag wat verby is, self op Golgotha. Ek was self in die geforseerde posisie gewees dat ek moes opkyk na my rabbi, na my leermeester, na my hoop wat die bo my kop gehang het. Ek was self in daai geforseerde posisie gewees dat ek die marteling en die lyding wat hy moes deurgaan self moes aanskou. Ek het self die merke en die gesien en hoe die bloed uitloop daar waar hulle die spykers deur sy hande geslaan het en deur sy voete geslaan het. Ek moes self aanskou hoe hulle die spies gevat het en hier onder sy ribbekas ingedruk het om seker te maak hy's dood. Ek was daar. Ek het met my eie oë beleef. En dit maak nie saak wat julle vandag van my sê nie. Maar na aanleiding wat ek self op daardie dag moes sien en die marteling en die lyding wat daai man moes deurgaan met daardie doodswonde, is daar geen manier vanuit 'n realistiese of rasionele perspektief gesien dat so 'n persoon met daardie tipe wonde, wat daardie worsteling en daardie lyding moes deurgaan, dat so 'n persoon vandag kan lewe nie. As geen manier nie. Daarom sê ek vir julle, ek hoor wat julle sê. En ek verwyd julle nie, maar dit gaan meer as net julle woorde as julle getuienisse neem, om vir my hier aan die binnekant, daai skuif te kan maak van, my hoop is nie meer dood nie, hy lewe. Vanuit 'n rasionele en 'n realistiese perspektief gesien, soek ek fisiese bewyse. Wat ek weet wat ek gesien het. Ek weet wat ek beleef het. Ek weet wat ek moes aanskou. Dan, wat gebeur in die skrif? Ons lees, 8 dae later was hulle weer by mekaar. Nou vriende, weer eens, dink net vir 'n oomblik saam met my in die verbeelding, hoe moes hierdie 8 dae vir Thomas gewees het? Ek dink hy moes met 'n geweldige trauma en worsteling gestoei het. Want hy sekerlik omring deur al hierdie mede-apostels en die ander persone wat teenwoordig was toe die Here aan hulle verskyn het. En natuurlik, dag en nag is al waaroor hulle praat. Dag en nag is dit al onderwerp. Van die son opkom tot die son ondergaan. Jesus leef, ons het hom gesien, hy het aan ons verskyn. Almal is vrolik, almal is opgewonde, maar hier's Thomas. Hy was nie daar nie. Hy het nie gesien wat hulle gesien het nie. Hy het nie beleef en ervaar wat hulle beleef en ervaar het nie. Ek dink daai 8 dae moes vir hom bitter swaar tydperk gewees het. Want al wat hy nog in sy herinneringe het, is waar hy sien hoe Christus die laaste asem uitblaas. Maar ons lees 8 dae later, toe hulle almal weer so by mekaar was, agter geslote deure, uit vrees vir die regering, vir die owerhede, het Jesus met eens in hulle midde verskyn. En hy groet hulle, soos die eerste keer. Genade en vrede vir julle. En dan begin 'n proses van wat ek noem wow-oomblikke vervolgens gebeur. Ons lees dat die Here groet die groep en dan dadelik draai hy sy oë, sy fokus, sy gesig na die twyfelende Thomas toe. En dadelik
kom die uitnodiging. Is dit veel interessant dat die Here in hierdie omstandighede glad nie hom gekritiseer het nie, veroordeel het nie. Hy het nie vir hom gesê, soos 'n mens vele kere vroeër in die evangelie hoor, wanneer die disippels se geloof tekortskiet, wat hy vir hulle aanspreek en vir hulle sê, julle is klein gelowig, of waarom is julle nog steeds so traag van begrip nie? Ons hoor niks daarvan hier nie, geen veroordeling nie. Dis dadelik hierdie uitnodiging, wat hy vir hom sê, Thomas, ek is vanaand nie net spesiaal hier vir die groep nie, maar ek is meer en besonder vanaand hier vir jou. Kom na my toe. Bring jou vinger, bring jou hand. Kom druk dit in die merke. Kom druk dit in my sy. Nou vriende, wat hierdie gebeurtenis so wow maak, is onthou, Jesus was nie fisies of liggaamlik teenwoordig toe die disippels vir Thomas vertel het, wat tydens die eerste ontmoetingsgebeurtenis gebeur het nie. Jesus was ook nie liggaamlik of fisies teenwoordig toe Thomas teenoor hulle met die ultimatum reageer het en vir hulle gesê het, maar ek sal eers glo wanneer ek dit self fisies sien nie. En tog het die Here het geweet. Die Here het presies geweet wat was Thomas se behoefte. En toe hy aan die groep verskyn, het hy dadelik reageer en Thomas uitgenooi om sy hand te bring en so ook tot geloof te kan kom. En weet jy wat sê dit vir ons, vriende? Die Here kan ons dalk nie sien nie. Hy is dalk liggaamlik of fisies onsigbaar aan ons. Maar dit beteken nie hy weet nie wat hier binne aan die gebeur is nie. Hoeveel keer sê die skrif vir ons nie dat hy ons tot in ons diepste wese ken? Hy ken ons gedagtes nog voor dit by ons opkom. Hy weet hoeveel hare is op ons kop. So alhoewel hy nie fisies en liggaamlik daar was nie, het hy presies geweet waardeur Thomas gaan. Die worsteling, die swaar, die seer. En hy kom op 'n vertroostende pastorale wyse en hy kom herstel dit. Wat 'n pragtige hoop gee dit vir my en vir jou vandag. Jy deel dalk nie met jou medemens jou swaar en jou seer nie. Niemand weet dalk miskien wat werklik hier binne in jou nie gebeur is nie. Maar die skrif vir ons kom sê vir ons, die Here kom ontmoet jou waar jy is. En hy weet alles van jou af. Alles. Vir al jou seer. Vir al jou twyfel. Vir al jou swaar. En die wonderlike is, as ek en jy na iemand toe gaan en ons wil vir hulle ons seer vertel, dan moet ons van vooraf begin en ons moet na die beste van ons vermoë 'n beeld probeer skets, sodat die persoon tog net tot die beste van hulle vermoë kan probeer verstaan waardeur ons gaan en hulle self daarmee kan probeer vereenselwig. Maar met die Here is dit nie nodig nie. Want die Here weet klaar alles. So daar is ook niemand beter wat ons kan bystaan in so 'n oomblik nie as die Here nie, want hy weet presies wat fout is en waar die fout lê. Daarom die uitnodiging van Jesus, bring na my jou kommer en vrees en ek sal jou vertroostend wees. Want hy is God. Wat was Thomas se reaksie? Wel, ons weet hy het sy geloof bely, maar dis meer as maar net blote woorde, vriende. Wat is sy woorde? Hy roep uit, my Here en my God. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink nie Thomas het na die Here toe gestap en sy vinger in die merke gaan druk nie. Ek dink nie hy het sy hand in sy sy gaan druk nie. Ek dink nie dit was nodig nie. Toe hy oogkontak maak met Christus en hy hoor die Here se stem, dink ek dit was meer as genoeg om sy knieë in daai oomblik te laat knak.
Om net tot die besef te kom, maar dit is my Christus wat hier voor my staan. En dan roep hy hierdie belydenis uit. En weer eens 3 aspekte wat ons hier kan uitlig. Hy sê eerstens, Here, Adonai. En dit gaan hier, die klem val hier op eienaarskap. Hy sê, deur hierdie belydenis sê hy, Here, U is die bestuurder van my lewe. Ek gee vandag my hele wese, my hele wil oor aan U. Neem U beheer van my lewe. Daarmee saam roep hy uit, God, Theos. En daardie gee hy erkenning in Jesus se godheid. Hy in daai oomblik bely hy opnuut dat die God wat hy gesien sterf het aan die kruis ook dieselfde God is wat die heelal geskep het en onderhou. En dan beklemtoon hy 2 keer die woord my. Wat beteken hierdie God, hierdie Christus, hierdie verlosser is nie voortaan van my, maar net iemand daar ver buitekant nie. Ek maak die keuse om dit aan te trek, om dit deel te maak van wie ek is. Ek maak dit persoonlik. Hierdie Christus is voortaan opnuut ook weer my verlosser, my Messias, my hoop, wat nie meer dood is nie, wat leef. Hy is weer opnuut my bron van troos en bemoediging. Hy is opnuut weer my nuwe weg na die ewige lewe, na 'n nuwe adres, na 'n nuwe identiteit. Ek maak dit myne. Dit word wie ek is en hoe ek leef en hoe ek getuig. En dan sluit ek af, vriende. Mens kan nie in hierdie gedeelte deurgaan sonder om by Jesus se uitspraak daarom ook net vlugtig stil te staan. Waar Jesus vir hom sê, glo jy my nou? Vers 29, glo jy nou omdat jy my fisies sien? Gelukkig is die wat glo wat my nie gesien het nie. En dit is so 'n belangrike punt wat Johannes by my en by jou vandag wil tuisbring. Ons was nie daar nie. Ons is nie in daai bevoorregte posisie dat ons fisies die Here kon sien nie. Daarom gaan hy uit sy pad uit om vir ons hierdie beëdigde verklaringe te gee, sodat ons daardeur net soos Thomas op 'n punt in ons geestelike lewe sal kom waar ons ook wil uitroep, my Here en my God. Deur hierdie getuienisse te lees, deur hierdie beëdigde verklaringe die een na die ander te hoor, is dit sy behoefte dat ons ook daardie persoonlike besluit in ons lewe sal maak om te sê, my hoop het nie gesterf nie, my hoop lewe. En dit dra my dag na dag, deur elke beproewing, deur elke uitdaging, deur elke seer, weet ek met sekerheid, my verlosser leef. Thomas se storie eindig nie by sy twyfel nie. Dit eindig by sy aanbidding. En daarom is dit my gebed, mag ons vandag te midde van ons eie vrae en die uitdagings wat ons ook daagliks in hierdie wêreld ervaar, saam met Thomas voor die opgestane Jesus buig en altyd bly uitroep, U is my Here, U is ook my God. Amen. Here, Thomas se gebeurtenis vorm die laaste, die hoof, die klimaks gebeurtenis, beëdigde verklaring in die evangelie. Om by elkeen van ons daardie belangrike punt te kom tuisbring. U leef.
U het opgestaan. Ons hoef nie meer kop onderste bo te loop nie. Ons kan vrolik wees, ons kan opgewonde wees. Ons Messias sit op die troon en hy heers. Dankie Here dat U die gebeure van die evangelies reeds vooraf so behaag het, dat dit op hierdie kragtige wyse vandag vir elkeen van ons wat hier sit, die nodige troos en bemoediging kan bring. En mag die gebeure wat vir ons neergepen is, ja Here, ons weet ons nog baie ander, maar mag die paar wat vir ons aangeteken is, vir ons genoegsaam wees, om ons elke dag te laat bly vasstaan in ons geloof. Mag het genoegsaam wees, dat ons nooit ons hoop in U sal begin laat twyfel of verloor nie. Help ons dat al kan ons U nie fisies sien nie, dat dit nie 'n wig in ons geloof en in ons hoop sal kom bring nie. Dankie Here dat ons vandag weer eens net kon hoor, U ken ons beter as wat ons onsself ken. Mag ons daarom nie meer dit wat ons mee stoei vir onsself probeer hou nie, want dit is klaar nie bekend. Mag ons eerder daai volgende tree neem en met U daaroor begin praat, sodat U ons kan help. Seën ons asseblief in die week wat voorlê, by die huis, by die werk, by die skool, en help ons dat ons met groter vrolikheid die wete dat U leef sal verkondig. Mag ons nie net in ons eie stilte tyd uitroep en bely, my Here en my God nie, maar mag ons dit ook meer in die openbaar tussen ons medemens begin doen. Ons bid dit in U naam. Amen. Break of dawn, the stone was rolled, the silence broke, the truth was told. The grave could not contain His breath, the King of life